you. In darkest places I will call. Incline your ear to me anew, and hear my cry for mercy, Lord. Were you to count my sinful ways, how could I come before your throne? Yet full forgiveness meets my gaze. I stand redeemed by grace alone. I will wait for you, I will wait for you on your word. I will rely, I will wait for you, surely wait for you, till my soul is satisfied. So put your hope in God alone. Take courage in His power to save, completely and forever one, by Christ emerging from the grave. I will wait for you, I will wait for you on your word. I will rely, I will wait for you, surely wait for you, till my soul is satisfied. Now He has come to make our way, and God Himself has paid the price, that all who trust in Him today find healing in His sacrifice. I will wait for you, I will wait for you on your word. I will rely, I will wait for you, surely wait for you, till my soul is satisfied. I will wait for you, I will wait for you, through the storm and through the night. I will wait for you, surely wait for you, for your love is my delight. Vriende, ek hoop dat hierdie lied vir julle ook tot stigting was en dat julle lekker kon saam luister en dat julle iets diep in julle hart brandend sal reflekteer van hierdie waarheid wat julle sopas kon gehoor het in hierdie lirieke van hierdie lied. Ons was verlede Sondag toe ons saam was as 'n groot groep, was ons besig met Johannes 8 en ons was in vers 31 en 31 wat sê, terwyl Jesus al hierdie dinge gespreek het, het baie mense in hom geglo. En Jesus sê toe vir die Jode wat in hom geglo het, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. En ietsie waarmee ons mekaar gelos het verlede week is dat as jy Johannes 8 lees, sien jy meer as 80 keer dat Jesus die woorde ek en my byvoorbeeld gebruik. En dit help ons altyd wanneer ons die Bybel lees, jong mense ook, om te verstaan wat is die fokus van hierdie teks en wat is Jesus eintlik besig om ons te sê. So die fokus hier in Johannes 8 is eintlik baie duidelik, is dat die fokus is hy.
Daarom kan ons eintlik sê, Jesus is die som totaal van sy woorde. Kyk mooi wat sê Johannes 8 vers 31. Dit sê, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. So verlede Sondagmiddag toe ons saam was, het ons gepraat oor hoe weet ons is waarlik disippels. Ek gaan nou nie dit herhaal nie. Julle kan selfs na die boodskap gaan luister of dalk 'n bietjie daaroor gesels in julle groepie. So Jesus praat met goddelike autoriteit en hy sê, as julle werklik wil weet of julle werklik Christen is, as julle waarlik in my glo, as julle werklik sê julle is volgelinge, jy glo in Jesus, jou hart behoort aan hom, dan sê die skrif, dan sê Jesus vir die mense in Johannes 8, maar ook vir julle, jong mense, volwassenes, ouers, sal julle in my woord bly. So die fokus is baie duidelik, die fokus is Jesus, en ek dink die vraag wat dit vir ons na vore bring is, ken jy die waaragtige God? Ken jy die waaragtige woord? Weet jy wat die woord van die Here is? Weet jy wat die som totaal van al Jesus se lering en woorde is? Weet jy wat God se hart is? Nou as ons 'n bietjie terugdink in Johannes se evangelie, het Jesus nou al 'n klomp dinge geopenbaar. Hy het byvoorbeeld gesê, ek is die brood van die lewe, wie van my eet sal nooit weer honger kry nie. Hy het ons 'n paar keer gesê, ek is die lig van die wêreld, Johannes 8 vers 12. Wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, sê die vers. In Johannes 8 lees ons verder dat Jesus sê, ek is van bo, julle is van benede. Met ander woorde, sy goddelike oorsprong verkondig hy. Weer eens is die fokus hy. Hy sê ook, as julle nie glo dat dit ek is nie, sal julle in julle sondes sterwe, sê Jesus. Hy sê later in die Johannes evangelie, ek is die deur, as iemand nie deur my ingaan nie, sal hy nie gered word nie. Hy is die enigste weg, waarheid en lewe. Hy is die wynstok, hy en die Vader is een. Jy weet, ek is die opstanding en die lewe, amper al dat ek is uitsprake wat ons later in Johannes die evangelie sal vind. So wat jy moet hoor is, wanneer Jesus sê, as julle in my woord bly, is dit die som totaal van al die lering en die uitsprake van wat Jesus sê. Ons moet daarin bly. Dit is die kern, dit is die boesem, dit is die fokus, dit is die plek waar ons moet wees. En ironies genoeg of lieflik genoeg is dat daardie woord is Jesus homself, en dit is baie duidelik wat hy vir ons wil gee. Alles eintlik wys na hom, alles is 'n reflektering. Die skrif wys na hom, die hele woord wat deur God ingegee is, wys na Jesus. So die woord waarin ons wil bly, wat Jesus self is so lieflik. Dit voorspel nie net die heerlikheid van die koms van die Messias nie. Dit berei ons voor van hoe ons lewens sal verander as hy ons lewens is. Dit reflekteer die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus en dit vloei uit as 'n resultaat vanuit die persoon en die voltooide werk van wie Jesus is. Dis nou 'n bietjie sterk gestel en hoog gestel, maar miskien moet julle 'n bietjie daaroor gesels. Wat is die woord? So ek wil eintlik net kortliks vandag ietsie met julle deel, net so 1 of 2 punte. Ek het 'n volledige lering hieroor wat is reeds gelaai het, wat julle verder kan luister, of miskien het die Heilige Gees iets by julle uitgelig. So ek wil eintlik hê julle moet nou 'n bietjie gesels, en selfs julle jong mense, en vra, wat beteken dit vir my as Jesus sê, julle moet in my woord bly? Om in die woord te bly, beteken dat dit my anker sal wees, dat ek daarin gegrond sal wees, dat ek daaruit sal beweeg. Wat vir my pragtig is dat Jesus later in Johannes 15, wanneer hy praat en sê, hy is die wynstok, ons is die lote, dan vat hy dit bietjie meer intiem. Hy sê nie net julle moet in my woord bly nie, hy sê julle moet in my bly. Met ander woorde, 'n ware loot bly in die wynstok. En die wynstok is die Here Jesus Christus. Nou, Johannes 8 sê so mooi, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. En ek dink wat dit vir ons moet sê is dat om in die woord van die Here te bly, om geanker te wees in die ware wynstok, wie Jesus is nie maar net om 'n Bybelstudiegroepie by te woon of so nou en dan ons Bybel te lees nie. Dit beteken dat ons sal kom by die Here Jesus, dat ons daar ingeënt sal wees in hom, dat ons lewenssap, ons lewe, ons krag, ons vrede, ons vreugde, al die vrug van die Gees by hom sal vind. Dat ons dan daar sal kom by die Here Jesus en dat ons soos Psalm 91 sê, daar sal vernag.
Dat ons sal ingaan eintlik onder die skuilvlerk van God en dat ons nie 'n behoefte sal hê om enigstens buite die raamwerk van God se woord en sy heerlikheid en sy nabyheid te wil beweeg nie. Maar dat ons daar sal kom by die Here Jesus en daar sal bly ons lewenslank. Ten slotte wil ek net ietsie met julle deel en miskien met julle 'n bietjie oor gesels. Jesus sê, as julle in my woord bly. Nou, die woordjie vir bly is natuurlik die woordjie abide. Nou, daai woordjie in is 'n ou klein woordjie, maar jy moet hom nie mis nie. As julle in my bly, in my woord bly. As julle daar kom, as julle daar inkruip, as julle daar vernag, as jy kom by die veilige vesting van wie die woord is. En ons het nou mos in die begin gesê, Jesus sê oor en oor. Die woorde, sy woorde is die som totaal van sy woord. Hy is die woord. En daai woord was in die begin en daai woord was by God. En as ons daar kan kom en daar kan bly, weet jy wat gebeur met ons? Dan word, as ons daar bly, in dit bly, abide, dan word die woord van God, Jesus self, word ons hartsoortuiging. Psalm 119 Vers 114 jubel dit eintlik so mooi uit en ek dink dis iets wat ons al hoe meer in ons geestelike lewe kan doen. Hy sê, U is my skild, my skuilplek, U is my skild. Op U woord wag ek. Met ander woorde, Jesus is dan vir ons verstaan, Jesus is die woord waar ek kan vernag, wat vir my skuilplek is, wat vir my skild is, wat vir my beskerming is. Of soos Paulus sal sê, hy is my lewe. Ek bedink nie meer die aardse dinge nie, my gedagtes is in hemelse plekke gefokus. Daar waar ek gesterwe het in Christus en verborge is in God, weggesteek is, vernag het, abide in die woord van die Here is. En weet jy, as jy daar vernag in die woord van die Here, as dit vir jou skuilplek is, as jy in daardie woord bly en waarlike disipel van die Here is, as jy abide, gebeur daar iets wonderlik en dan sal die lieflikheid van die woord van die Here vir jou so baie beteken in jou lewe. Dit sal jou hartklop wees, dit sal jou verstaan wees, dit sal die plek wees van waaruit jy wil beweeg. Die woord, jy sal nie eintlik rebelleer teen dit wat die woord vir jou oproep voor in gehoorsaamheid nie. Jy sal eintlik die veranderende krag of die transformerende krag van die woord sal jy omhels en die genade wat uit die woord van die Here uitvloei sal jou hele lewe verander. Jong mense, jy sal nie wil probeer inwees in vriendekringe en die samelewing omdat jy nie werklik weet wie jy is nie, want as jy in die woord van die Here bly, sal jy weet wie jy is, hoe duur prys vir jou lewe betaal is. Hoe jy regtige vaste vertroue en toevlug het in wie die Here is en dat jy daar kan kom en daar vernag, dat dit jou skuilplek wees, dat dit jou skild sal wees en weet, die Here sal my nie begewe en verlaat nie. Dis eintlik soos die psalmdigter in die Ou Testament sê, dis om te kom by die Here Jesus en te smaak en te sien dat die Here goed is en te besef welgeluksalig is die mens wat by hom skuil. En daai woordjie in die oorspronklike Hebreëus beteken to flee to God for my protection, to take refuge in him. En ek dink, dis regtig iets wat Jesus hier bedoel, want hy is besig met die lering of die woord van God. Hy bring die waarheid van die Vader. En God se hart het nie verander nie, want hy is gister, vandag en tot in al die ewigheid is hy dieselfde. Die woordjie sê, as julle in my woord, en dan kry ons die woordjie bly, abide. Die Griekse woord hierso is meno en dit beteken to remain. En dis vir my pragtig waarmee ek vandag wil afsluit en om te remain, om te abide in die woord van die Here, om te bly daar, om daar binne in die woord en die krag en die skuilplek en daar te vernag, om daar te remain beteken jy kom by die Here Jesus en jy wil nie weer ooit in jou lewe enige ander toevlug vind nie. Hy is vir jou rotsvesting, hy is vir jou 'n hulp. So kom ek vra net 'n praktiese vraag hier in die einde. Beteken dit dat wanneer ek 'n waarlike volgeling, 'n gelowige, 'n Christen, 'n disipel van die Here Jesus is, en die uitnodiging of die opdrag eintlik, die imperatief van Jesus afkom, julle moet in my woord, meno, abide, bly, daar remain, beteken dit nou eintlik, ek moet maar my werk bedank en die hele dag net my Bybel lees en
stilte tyd hou en diepe studie doen binne in die woord van die Here en al die versies uit my kop uit begin memoriseer. Ek dink nie dis wat dit sê nie, maar wat ek dink wel dit sê is dat as jy werklik in God se woord is, in Jesus is, as jy werklik daar abide, dan beteken dit dat waar ek beweeg, waar ek daagliks leef, het sy in my huwelik, kinders by die skool, die manier hoe ek met my maatjies praat, met my sport beoefen, my akademie beoefen, gehoorsaam is aan my ouers, dat die waarheid van God se woord en die rotsvesting van die standvastigheid van God se woord bepaal my weg, dit bepaal my besluite, dit bepaal my taal, die manier hoe ek praat. Dit bepaal die manier hoe ek oor al my uitdagings en verwerping en teenkantings en insecurities, hoe ek daarmee omgaan. Met ander woorde, ek het mos nou 'n toevlug, ek het 'n skuilplek, ek het 'n skild. Dis om in die woord, in Jesus, my toevlug te vind. Dit beteken verder, dink ek, dat die woord van die Here vir my waardevol raak in elke liewe verhouding waarin ek staan, in my verhoudingslewe, selfs die manier hoe ek gaan besigheid doen, en hoe ek met mense omgaan, dink ek gaan bepaal word deur of ek in die woord van die Here bly. Dit beteken dat jy verder ook die knie sal buig en dat jou tong vreugde daarin sal vind in wat die woord sê. Jy gaan met ander woorde nie jou toevlug, jou aansien, jou populariteit, jou waarde vind in die mensekind nie. Jy gaan dit vind in wie die Here is en wat hy vir ons in sy woord lees. Dit gaan verder bepaal as jy in die woord bly en abide, dat jy daarin diepe vrede vind. Dat jy ware vrede vind, nie 'n valse vrede wat oppervlakkig is nie. 'n vrede waarvan Jesus praat wat alle verstand te bowe gaan. En dat dit vir jou tot die waarheid en die waarde van God se woord, die morele waarde daarvan sal oproep, elke oomblik en elke sekonde van jou lewe, elke dag. En dat jou woorde gedikteer word uiteindelik die manier hoe jy bid, die manier hoe jy vertrou, die manier hoe jy glo, die manier hoe jy waarlik Jesus se disipel is en sy opdragte opneem, dat dit die fondasie van die woord jou vertrekpunt sal wees. Dat jy nie sal rebelleer teen dit waar die woord jou toe na roep nie, maar dat dit jou vreugde en jou vrede sal wees om in daardie waarheid te beweeg. Ek dink dit is ten slotte ook om werklike behaag te hê in God se woord, in wie Jesus is. Dis om hom te verheerlik. Ek dink dis om die Vader te verheerlik. Dis om die Vader te eer, of dis soos Psalm 1 sê, waar ek wandel, waar ek sit en waar ek staan, dat dit die Here sal verheerlik. So, ek dink op die einde van die dag is my laaste vraaggie en is, hoe gaan ons reageer op hierdie oproep of hierdie woord of hierdie lering? Gaan ons ook, soos ons verlede week gesê het, baie het in hom geglo, maar dit was nie eintlik 'n diepgaande geloof nie. Dit was nie gewortel, gegrondves, opgebou, oorvloedig in danksegging, geanker in wie Jesus is nie. Dit was amper die superficial, superstitious, oppervlakkige geloof. Die eerste trauma of storm wat daar kom, dan wankel ek. Of kan jy regtig waar saam met die psalmdigter in Psalm 119 vers 114 sê, U is werklik vir my skuilplek, vir my skild, die woord op waarop ek staan. So is die woord jou behaag? Is dit vir jou lieflik om vandag te kan sê dat jy in die woord wil bly, remain, vir al die dae van jou lewe? Jy sien wat jy kan nie inkom in die woord en uitgaan soos wat jy wil nie. Jy kan nie kies wat jy wil gehoorsaam en wat vir jou aanvaarbaar is nie. Want baie van die dinge wat die woord van jou gaan vra, het ons al reeds gesien in Johannes 6, want nadat Jesus eintlik ook die lering of die woord neerlê van wie hy is, het Johannes 6 vir ons geleer dat baie van Jesus se disippels, aanvanklike gelowige mense, het aanstoot geneem. Hulle het gesê die woord is vir ons te swaar, ons kan nie daar, dit is vir ons, dit vra te veel. En ek wonder net vandag, waar staan ons? Het jy werklike behaag in die woord van die Here? Kinders, weet julle ooit wat in die woord staan? Kan julle in die skool staan op die beloftes van die woord? Miskien moet julle vir pappa en mamma vra, miskien moet julle in julle groep nou praat, wat is die beloftes van God se woord? Waarin kan ek vasstaan? Gaan jy gepad omdat dit te veel vra van jou, en soms vra dit goed vir jou wat vir jou moeilik is, en
Soms wanneer jy op die woord van die Here gaan staan, bring dit teenkanting en verwerping, iets wat ek al baie in my lewe ervaar het en wat bitter sleg en seer is. Of gaan jy uiteindelik ook saam met Petrus kan sê, soos hy aan die einde van Johannes 6 sê, maar Here, waarheen sal ons gaan, want by U is die woorde van die ewige lewe. Ek hoop dat ons dit kan bely. So, ten slotte wil ek net 'n teksgedeelte uit blaai gee in my Bybel vir jou sê, want as ons in die woord van die Here bly, dan staan ons op die reeds afgehandelde fondasie van God se woord, wat eintlik maar Jesus is. Ek vind ten slotte dat baie mense eintlik by 'n punt kom waar hulle sê, ek wil eerder maar net voel, hoe voel my hart oor hierdie saak. Maar ek herinner jou net wat Jeremia al geprofeteer het. Hy het gesê, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is. Wie kan dit ken? Hy sê, ek die Here, dis God wat hier praat, deursoek die hart, ek toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë volgens die vrug van sy handelinge. So as jy volgens die vrug van jou handeling leef en jy is abide in die woord van die Here en jy bly daar, wil ek vir jou sê, is jy op goeie grond. En neem vandag saam met jou die belofte dat die Here die goeie werk in jou begin het en hy sal dit vir jou volëindig. As jy in my woord bly, sal julle waarlik my disippels wees. Ek wil hê dit sal gaaf wees as julle nou 'n bietjie in julle groep kan praat en dalk vir mekaar kan sê, wat is jou revelation of jou openbaring van die woord? Hoe het dit al jou lewe bepaal? Hoe moes jy al opstaan vir sekere waarhede van die woord? Of kom jy in situasies waar jy eerder stil bly, omdat jy bang is, jy gaan aanstoot gee? Dankie dat julle vandag saam is. Daar is 'n langer, breedvoerige teaching hieroor. Mag die Here julle seën. Mag julle nou lekker saamgesels en ek vertrou dat julle ook na die tyd heerlik ook vir mekaar sal bid. Die Here seën julle almal. So mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees by julle wees en bly. Tot ons mekaar weer sien. Totsiens.